Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre agbare Meiburg, agbare Meneer. Andries, ons begin sommer by die konflik daar in die Midde-Ooste. Dit gaan voort. Ja, hulle praat van die volgende 48 tot 72 uur is baie belangrik. Ons weet die skietstilstand is tot Woensdag toe. En oor die naweek die straat van Hormuz het oopgemaak en dan toegemaak en dan oopgemaak. Dit is hy is op die oomblik weer toe. Iran is baie kwaad. Amerika het een van hulle vragskepe op beslag gelê. Hulle sê die Amerikaners is eintlik het seerowery gepleeg. En dis 'n oortreding van die skietstilstand. Terselfdertyd het Trump gesê maar hulle het geskiet in die straat van Hormuz en dis 'n oortreding van die skietstilstand. In hierdie stadium is hulle veronderstel om vandag Islamabad toe te gaan in Pakistan vir 'n volgende ronde van gesprekke voor Woensdag se einddatum van die skietstilstand. Amerika se span is op pad het hulle gesê, maar Iran moet nog besluit of hulle gaan. Jy het so 'n bietjie van 'n strategie aan beide kante van afgrondonderhandelinge. Jy sien nou 'n bietjie van beskuldigings van die oortreding van die skietstilstand, maar eintlik hou hy nog. Tot dusver as jy dit so kan beskou. Iran sê Amerika se blokkade van die seestraat is 'n oortreding van die skietstilstand. So hulle beskuldig mekaar oor en weer van oortredings van die skietstilstand, maar minstens, het ons nou nie hierdie aanvalle het nie hervat nie. Trump sê nog steeds, as hulle nie nou 'n ooreenkoms gaan bereik nie, dan gaan hy die brûe vernietig en al die infrastruktuur in Iran. So ons sal moet wag en kyk presies waar. Die Iran het ook gesê hulle gaan terugslaan oor die beslaglegging op hulle vragskip. Dit was interessant ook, want Masoud Pezeshkian het gesê, wie is Trump om vir hulle te sê hoe hulle kernaandigte mag gebruik en of hulle mag gebruik. So, mense wonder nou, jy sê nou strategie van albei af, maar waar is die eindpunt? Ek bly om te hoor, Libanon en Israel se skietstilstand het vir 2 dae so ver gehou. Maar waar eindig hierdie tog dan nou? Kyk, die ding is ergens langs die pad gaan hulle mekaar moet vind. Dit is in beide se belang. Trump kan nie in 'n oorlog, verdere oorlog eintlik ingetrek word in Iran nie. Die probleem is nou, hoe kom ons nou daar uit? Ja. Nugter mense gaan moet hierdie proses probeer bemiddel. Ons weet Trump se strategie is, dis juist daai harde kojavel afgrondstrategie. Maar ons val nie regtig oor die afgrond daarom ten minste nie. So kom ons kyk of ons hoe gaan hierdie proses teruggetrek word. Die probleem is, die res van ons betaal die prys. As jy gaan kyk na einde verlede week was die petrolprys, as jy kyk na ons syfers, petrol is omtrent hier tussen R2.30 en R2.65, wat die verhoging moet wees in Mei, eerste week in Mei. En diesel is R8. Diesel is op hierdie stadium R8 per liter. Maar ons het nog klaar 'n R8 verhoging gehad. Maar dit is wat die syfers op die oomblik wys. Die oliepryse het weer opgegaan na aanleiding van die naweek se konflik en Iran wat sê maar hy oorweeg nog om aan die gesprekke deel te neem. Amerika Trump wat sê maar ons skiet julle plat as julle nie doen wat ons wil hê nie. So in hierdie stadium is dit die res van die wêreld wat die prys betaal. As jy kyk na gister was daar 'n meningsopname in Amerika. 2/3 van Amerikaners wat in hierdie peiling deelgeneem het, sê hulle keer nie Trump se hantering van die oorlog goed nie. Op die oomblik is sy sogenaamde die approval rating waarvan hulle praat dat hy sy werk as president is goeie werk, is in hierdie stadium omtrent hier by 37%. So dit is die laagste in sy termyn tot dusver waar sy goedkeuringsvlakke lê. Ja, en dis Amerikaners self hierdie. Ja, as dit mense se lewenskoste begin raak, dan is jy op dun ys. Ja, so die volgende 2 dae is 2 tot 3 dae is belangrik. Deurslaggewend. Met die Mdlanga kommissie in Suid-Afrika, dit lyk vir my 'n tendens vir al wat 'n vuil polisieman was om aan die lig te kom. Ja, hierdie was nou amper soos 'n Kwanasi se nuuskonferensie en Slansam Kwanasi se nuuskonferensie wat ons gesien het die luitenant-generaal Daphne Manamela, maar sy is eintlik geskort. Sy is al in 2024 geskort vir die soveelste keer. Sy het ook nou 'n nuuskonferensie gehou en sy sê Fanny Masemola wil haar verwyder want sy tree op teen korrupte polisielede. Ons weet hy moet ook in die hof verskyn en hy moet gaan verduidelik waarom hy waarskuwings geïgnoreer het oor die Cat Matlala tender en toe is daar R50 miljoen betaal aan hom voordat die tender gekanselleer is na al die ongeruimthede. So ek weet nie, hierdie mense is in beheer van die polisie.
kyk, nie almal in die polisie is sleg nie, ons het uitstekende polisielede. Fantasties. Die probleem is dat die topstruktuur van die polisie lyk net vir my Die visvrot van die daar's kop af. ernstige probleme. En amper jy praat amper van 'n totale skoonmaakproses Ja. waar jy amper elke generaal afdank of heraansoek doen vir sy pos of wat ook al. Maar die ding is dat die topstruktuur van die polisie is net in hierdie stadium, want dis oor en weer beskuldigings. Jy weet, een van die beweringe teen haar is dat sy 'n totaal van 2 miljoen rand se geskenke en goed ontvang het en betalings op die belastingbetalers se onkoste. Jy weet, so ja. Die probleem is ook hierdie is 'n geval van is dat dis mense wat in poste geplaas word en ek dink nie daar is behoorlike integriteitstoetse en al daai tipe van lewenstyl goed en alles in plek voordat hierdie mense aangestel word. Ek dink wat my bekommer is dat ek myself afvra hoe het ons tot by hierdie punt gekom? Hoe het ons tot by hierdie punt gekom en sou Mkhwanazi nie destyds sy nuuskonferensie of perskonferensie gehou het nie? Sou dit ooit aan die lig Sou dit ooit aan die lig gekom Nee, het? dan gaan ons maar net so aan. En hoe is dit moontlik dat dit so lank aangegaan het met so baie mense wat betrek is? Was almal net te bang om uit te praat daaroor? Ek dink dit is wat my pla, dat soveel mense moes geweet het en almal het net stil gebly. En dat ons nou by 'n punt is waar ons heeltemal verrotting sien en niemand weet meer watter top polisie persoon jy kan vertrou en nie kan vertrou nie. Ek weet net hoe het ons by hierdie punt gekom nie. Dit is my skokkend. Hierdie skets ook vir jou die prentjie waarom die stryd teen misdaad misluk. Ja. Ja. Weet, want daar's permanente onderbekleierery en hulle is besig met ander agendas behalwe eintlik die werk wat hulle veronderstel is om te doen. Nou so gepraat van die werk wat hulle moes doen, 2 senior Ekurhuleni amptenare is ook in die hof. Ja, dis van die Metropolisie in Ekurhuleni. Hulle verskyn vandag in die hof. Die een weet ons is Julius Mkhwanazi. Goeie kombinasie van naam en van daar. En hy's die een wat ons gesien het wat gesit en sweet het daar voor die Madlanga kommissie. Ja. Kyk, jy kon basies omtrent nie 'n woord glo wat uit sy mond uitkom nie. Ja. Want jy luister na die vrae en dan na die antwoorde en die vrae is dieselfde, maar die antwoorde is elke keer verskillend. Hy kan ook nie verduidelik waar betalings aan hom vandaan kom nie en weet hy probeer dit afmaak. Ja, dis ongelooflik om te sien watter mense sit in poste wat so uiters belangrik is. En die koneksie wat hulle het, die bande met die onderwêreld. Ja. Kyk, ek verstaan dat jy weet dit gaan oor intelligensie en al sulke tipe van goed, maar hierdie het eintlik net met vriendskapsbande en hulle eie sakke te doen. Dit het nie te doen met die stryd teen misdaad nie. So hierdie twee gaan in die hof verskyn. Ekurhuleni is een van daai neste wat daar gebeur niks goed daar nie. Maar hierdie is ook dieselfde ou wat gesê het hy verstaan nie hierdie veldtog teen hom nie. Hy is heeltemal onskuldig. Hy is nie betrokke by enige ongeruimdhede nie. So hy kan nie verstaan Dis wat 'n skuldige ou mos hoekom hy gaan sê. geteken word nie. Ek is so Die tronke en die parlement is vol onskuldige mense. Absoluut. En die parlement. Ons 'n bietjie praat oor is onwettige sigarette. Kyk, hier na COVID het 'n ding vlam gevat. 'n Mens wonder of hierdie naderdraai van dit is. Die ding is ook hierdie hou ook verband met die goed wat ons binne in die polisie sien. Jy weet hierdie kom oor die grens, oor ons grense. Daar word waarskynlik ook plaaslik onwettige sigarette gemaak. Dis een van daai dinge. Met COVID se verbod, die Zuma verbod in Nkosazana, se verbod op sigarette het die onwettige mark, hulle sê het van 30 tot 60% verdubbel. Nou jy kan jouself indink, jy weet, jy praat hier van miljarde rand in belastinggeld. In hierdie stadium as jy kyk na die jongste syfer in ons begroting was 'n pakkie sigarette, die belasting daarop was R23.58. So gaan kyk 'n bietjie in jou plaaslike winkel, die kafee om die hoek of waar ook al. Wat is Kyk 'n onder bietjie watter 23? sigarette is onder R23.58. Nou daai sigarette is onwettige sigarette. As jy wil. Want elke pakkie 20 het R23.58 se belasting op hom. So jy kan hom nie verminder as dit verkoop nie, want dan kan jy nie die belasting betaal nie. So die belasting word nie ingevorder op daardie Onder die top 5 topverkopers is daar 3 van die wat 'n mens wel wonder is hulle wettig of nie. Onder die top 5 verkopers in Suid-Afrika amper. Wel, die ding is dat hierdie is, jy weet, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het ook is ook weet het ook 'n groot projek hier rondom, want daar lê vir hulle in terme van hulle teikens van insameling en sulke goed, is sigarette waarskynlik een van daai makliker teikens amper. Want weet jy kan eintlik maar net 'n span rondstuur by plekke en gaan kyk waar kos hierdie sigarette minder as die prys van die belasting en dan behoort jy op hulle te kan toeslaan. So ek verstaan, jy weet hulle kyk ook na die vervaardigers en na die handelsmerke en sulke goed, maar ek dink dis waarskynlik 'n makliker proses amper
om te gaan toeslaan op die verkopers daarvan. Verseker. Andries, en dan wonder ons hoekom dit nie goed gaan met ons munisipaliteite nie, want as mens nou kyk na waartoe die geld heen gaan, dan raak mens briesend. Kyk, hierdie is die Tshwane munisipaliteit in Noordwes, Sannieshof, Delareyville, Ottosdal. Nou jy kan jouself dink nou aan daai plekkies, Ja. dienslewering daar. Hulle het in 'n 5 jaar tydperk het hulle 48 miljoen rand aan regskoste bestee. Aan regskoste. Net aan regskoste. Het jy al 48 deur miljoen. Delareyville gery? Ja. Dis moeilik. 48 miljoen in 'n tydperk van 5 jaar. Daar is 'n verslag opgestel deur 'n regsfirma na aanleiding van daar moes 'n vletjie geblaas het ergens. Ja. So die ding is dat die speaker, die burgemeester, almal word daarbey betrek want hulle het basies afgeteken op hierdie aanstellings. Nou wat gebeur het is dat jy het selfs gekry waar 'n amptenaar op dieselfde dag in 2 verskillende poste aangestel is. Goed is terugdateer byvoorbeeld, 'n salaris is betaal nadat mense se aanstellings as onregmatig verklaar is. Ja, en dit is die mense wat ons met ons geld vertrou. Ja. Jy betaal jou dienstegelde en dit gaan daarin en hulle eet dit op. Is hierdie mense al afgedank? Hierdie burgemeester wat Nee. betrek word? Hulle So nog probeer nie hulle niks. probeer om die verslag onder die mat in te vee, maar ek sien Schlabisa, die minister van plaaslike wat se samewerkende Ja. regering. Hy het eintlik opdrag gegee dat die ondersoek moet gedoen word aan Okay. die LER. En die verslag gaan ook nou na hom toe. So ons hoop nou dat hy gaan sorg dat want die speaker, jy weet ons weet wat gebeur het met die Pala verslag in die parlement as jy jou meerderheid gebruik en dan Ek is moeg Stem jou daarvoor. af. Ek wil net hê indien hierdie mense, kom ek sê indien hulle skuldig bevind word, moet hulle net afgedank word nie, maar hulle moet ook krimineel vervolg word want jy steel belastingbetalers se geld. Ek dink ons moet by die punt kom waar mense lewenslank uit openbare ampte jy weet Verseker. soos wat jy ouditeure kry wat jy weet is mense wat daar's nou onlangs is daar weet 'n ouditeur Ja. wat vir lewenslank hy mag nie Ja. praktiseer nie. Jy weet dat jy basies mense uit openbare ampte verwyder en Ja. hulle mag nie 'n terugkeer maak nie. Ja. Weet jy wat dink ek? Sulke mense het eintlik maar net die tokolossie nodig. Jy bedoel Tulashe? Toelasie skies. Ja, Sisisi Tulashe. Dis met ander woorde goed. Ja, die minister van maatskaplike ontwikkeling. Ja. Kon ek nie haar titel nou onthou nie. Dis een van daai wat sy registreer nie op my radar nie. Maar die Chinese het vir haar 'n karre geskenk. Wel eintlik aan die ANC vroue liga. En sy het dit toe op haar kinders se name geregistreer. En sy het dit nooit verklaar nie en dis eintlik hoe dit openbaar geword het. Want sy het aan die ANC se integriteitskommissie gesê, maar sy het dit eintlik gedoen om hierdie voertuie te bewaar vir die ANC vroue liga. Wow. Want kyk die ANC vroue liga en die ANC, kyk onthou hulle almal het geweldige geldprobleme. Hulle betaal mos nie hulle skuld nie. En dan word daar beslag gelê op die roerende bates. En sy was bang. Sy het nou eintlik in belang van die groter organisasie opgetree deur hierdie voertuie in haar kinders se name te registreer. Want dan kan die skuldeisers, as hulle nou op die ANC se bates en goed wil beslag lê, kan hulle nie op die karre beslag lê nie. Wow. En dis mos glad nie onwettig ook. Nee in haar gedagtes nie. Nee. So die ding is nou, ek dink sy het nou so 'n bietjie die aap uit die mou gelaat oor ander praktyke wat moontlik gebeur daar by die ANC en die ANC vroue liga. Want ek sien hulle praat ook daarvan, daar's nie eintlik 'n gekonsolideer. Hulle weet nie eintlik wat die bates van die ANC vroue liga weet oor die jare met weens apartheid kon hulle nie 'n lys hou van die bates wat van die vroue liga nie. So daar's waarskynlik ander vrae en ek dink daar behoort auditeure en sulke mense en waarskynlik ook die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens behoort vrae te gaan vra oor watter ander skenkings is in ander mense se name geregistreer. Ek wil net weet ons ministers afgedank vir minder as hierdie of ons enige aksie gaan sien van ons president. Ons wag vir die agbare president. Okay, Aksie. goed. Ons president. Ja wel. Waarom is Okay. jy die laaste 10 jaar? Ja, dis nou soos nasionale intelligensie, dit weerspreek mekaar. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.